In die eksamen van die liefde, hoeveel A's dink jy sou jy behaal? As die lewe, hoe ek en jy dit lewe, eintlik maar 'n eksamen sou wees, en ons sou moes punte kry, sal ek A's kry vir die liefde wat ek uitleef. Hemelvader, dankie dat ons vanmôre na u woord kan kyk en kan luister na die invluistering van u Gees in ons harte, in ons gemoed. En nou wil ek vra dat u dit sal stil maak binne in ons, soos wat dit stil is daar buitekant. En dat u deur u Gees met ons sal praat. En die woord vir ons sal oopmaak. In Jesus se naam. Amen. Ek lees vir jou uit 1 Johannes hoofstuk 4 vanaf vers 7. Johannes is die apostel van die liefde. Ek wil in hierdie een boek alleen kry ons oor en oor die woord liefde. In hoofstuk 1, moenie die wêreld lief hê nie. In hoofstuk 2, liefde vir mekaar. En in hoofstuk 3, 4, wat ons nou gaan lees, God is liefde. En in hoofstuk 5 is liefde en geloof. En nou wil ek vir jou lees, uit 1 Johannes hoofstuk 4 vers 7. Geliefdes, ons moet mekaar lief hê. Want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is 'n kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na hierdie wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy vir ons bewys het, deur sy seun te stuur as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is hoe God sy liefde aan ons bewys het, moet ons mekaar ook lief te hê. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik. Net vinnig iets oor die laaste vers. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar wie sien hulle? Ons. En as hulle die liefde van God in ons sien, dan sien hulle iets van God in ons raak. Liewe broeders en susters, liewe vriende, in die eksamen van die liefde, hoeveel A's kan ek behaal? Het is nou pas eksamentyd gewees in die skool, en so kom ek nou voel en oortuig is, dat ek uit die woord iets oor die eksamen van die liefde moet sê. En ek wil vir jou 6 A's voorhou, wat allemaal beskrywings is van wie, wat liefde eintlik is. Volgens die Bybel. En die eerste A van die liefde is aanvaarding. Aanvaarding. Onvoorwaardelike aanvaarding. En ek wil vir jou verwys na Jesus en die vrou by die put, die Samaritaanse vrou. Nou, 2 goeders. Sy is 'n vrou. Tweedens, sy is 'n Samaritaan. Met ander woorde, sy is nie eers van die egte Joodse geloof nie. En sy is 'n vrou met 'n geskiedenis. Sy gaan op 'n vreemde tyd van die dag na die put toe om te gaan water haal, want die ander vrouens het haar uitgestoot, want hulle is 'n bedreiging vir die huwelike wat hulle met hulle mans het. En dan kom Jesus. Nadat sy disippels dorp toe gegaan het om te gaan kos en voorraad koop, kom hy by die put aan of nie, hy sit daarso en hier kom sy aan. En hy doen die vreemdste ding. Hy knoop met haar 'n gesprek aan. En hy hanteer haar met respek, met aanvaarding, en hy kom net by die ander uit. Hy aanvaar haar onvoorwaardelik te midde van die feit dat hy weet wie en wat sy is en wat hy as goeie gelowige Jood veronderstel is om nie te doen nie. Vriende, die eerste belangrike kenmerk van die liefde is aanvaarding. En as dat ooit 'n ding is wat ons as mense vandag nodig het, is dit ander mense wat ons aanvaar soos ons is. En dis die God wat ons dien. Die Here kyk nie na jou gisters nie. Hy kyk nie na jou met oë wat mense opinies oor jou gevorm het nie. Hy kyk na jou
met die liefde wat Jesus aan die kruis vir ons bewys het. En hier by die put kom Jesus se onbegryplike liefde van onvoorwaardelike aanvaarding na vore. En dis die eerste kenmerk van die liefde. En God wil in hierdie tyd, waar hy sy liefde tot aan die kruis vir ons bewys het, hier in die lydingstyd, wil die Here my uitdaag om na mense te kyk met onvoorwaardelike liefde. Dis liefde wat nie bybedoelings het nie. Dis liefde wat nie voorwaardes stel nie. Jy weet, ek sal vir jou lief wees, ek sal vir jou goed wees, maar ek wil iets terugkry. Kyk, ons ou boeremense het mos die ding, dat as iemand vir jou 'n melktert gestuur het, 'n vrou, né? Stuur jy nie die Pyrex bak leeg terug nie, jy moet iets terug daarin sit. Is my 'n soort van tit for tat. Ek moet 'n bietjie betaal daarvoor. Ek moet hom net weer terug dit bewys. Liefde het nie nodig om dit te doen nie. So die eerste A van die liefde is onvoorwaardelike aanvaarding. Sal die Here ons uitdaag, en is ek en jy bereid om daai uitdaging te aanvaar? Om na mense te kyk, alle mense, en veral die mense wat dit die minste verdien. Mense wat anders lyk en anders ruik en anders dink. Die kenmerk van Jesus, en jy gaan nou sien in my ander voorbeelde ook, die kenmerk van Jesus se optrede is, dat hy juist die randfigure, juist die uitgestotenis nader trek, en hulle, soos 'n magneet, het hy hierdie mense aangetrek, want almal het aangevoel, hierdie ou, het nie servitute oor sy liefdestaal geplaas nie. Lees die wêreld in God se kinders, in my lewe, in jou lewe, ook daai ongekwalifiseerde liefde van aanvaarding. Dis die eerste A. Die tweede A is agting. As 'n ander woord vir agting, respek. Agting. Dit is verbasend, né? Maar die mense het 'n behoefte dat iemand hom na waarde sal skat. En nie, jy weet, ek is so jammer, ek val self in daai gat. Is dat as daar twee eienskappe van 'n mens is, goeie en 'n slegte ding, dan fokus my oë net makliker op die slegte ding. As ek vir jou 'n wit bladsy gee met 'n swart kolletjie, wat sien jy raak? Die swart kol. 'n Plek wat jy sien maar 99% van die bladsy is spierwit. Ek is jammer. Agting is wanneer ek met die grootste respek na iemand kyk. En daar was in die ou dae. Dit was 'n mooi ou dae. Het 'n man opgestaan as 'n vrou in die vertrek kom. Weet jy, en ek was eendag in 'n lesing van 'n professor in filosofie by Tikkies, en hy het daaroor gepraat. Hy sê, as 'n straatvrou in 'n vertrek inkom, 'n vrou met 'n geskiedenis, en almal weet dit, dan staan jy nog steeds op. Uit respek vir wat sy verteenwoordig as vrou. Jesaja skryf in Jesaja 43 vers 4, omdat ek jou hoog ag en jou lief het. Daar koppel Jesaja, die Here deur in Jesaja se woorde, agting en liefde direk aan mekaar. Om liefde is om mense hoog te ag. Straal dit uit my en jou optrede teenoor mense, dat ons mense hoog ag, ongeag, as jy die woordspeling sal verskoon, ongeag wie wat hy is, sal ek hom respekteer, hom ag. En as hy dit by my proe, dan maak dit sy ore en sy hart oop. Die tweede A van die liefde is agting. Die eerste een is nou weer aanvaarding, agting. En dan kom ons by die derde A. En dit is aanmoediging. Liefde
druk nie af nie. Liefde tel op. Liefde ketting nie 'n ou vas aan gister nie. Dit asof dit hom losmaak en sê, maar jy kan beter. Daar's 'n toekoms. Die son skyn. Ek wil jou aanmoedig. Ek dink aan 2 voorbeelde. Saggeus, die tollenaar. Die KG, die kort mannetjie. Hy wil graag vir Jesus gesien het. En hy kon nie, want hulle het hom weggeelleboog. Want hy was glad nie 'n aanvaarbare ou in die samelewing nie. En dan was hy nog kort, hy kon nie oor die ander sien nie. En hy gaan klim in 'n boom. Hy gaan klim in 'n boom. Omdat hy Jesus wil sien. Maar hy is bewus van die feit dat hy nie net 'n uitgestoten is op grond van sy beroep, tollenaar, nie 'n belastinggaarder nie. Maar omdat hy die mense verneek het. Hy het hulle uitgesuig. Hy was gewetenloos. Hy weet dit. En hier kom staan hierdie man onder hom en hy sê vir Saggeus, klim af want ek moet vandag. Dit is so beplan. Ek moet vandag by jou aan huis gaan. En wanneer hy met Jesus te doen kry, dan gebeur daar iets in Saggeus se lewe. Hy sê, Here, waar ek in die verlede droog gemaak het, waar ek mense uitgebuit het, gaan ek dit vir hulle 4-dubbel teruggee. En waar ek mense te nagekom het, gaan ek herstel toepas. Verstaan jy? Jesus kom in 'n mens se lewe en hy motiveer jou op 'n wonderbaarlike manier om beter te lewe as wat jy lewe. Dis mos nou wat die Here van my vra en van jou vra. Dat ons mense sal aanmoedig. Dat ons vir hulle die son sal wys en nie die skadu wat agter hulle lê nie. En as 'n tweede voorbeeld. In Matteus Johannes hoofstuk 8. Die vrou wat in oorspel betrap is. Julle ken die storie, die fariseërs sleep vir haar en sê maar hierdie vrou lol met ander mans. Nie maar sommer met 1 of 2 nie, sy's 'n prostituut. En dan wil hulle vir Jesus uitvang. Sê, maar meester, wat moet ons met haar doen? Want die Moses sê ons moet haar met klippe doodgooi. En dan om een of ander rede sak Jesus af en hy skryf met sy vinger. Ons weet nie wat hy geskryf het in die sand. Maar daar staan hulle hou aan om vir hom te vra, want hulle wil sy antwoord hê, want hulle wil hom in 'n hoek dryf. En julle ken die antwoord. Dat hy wat sonder sonde is, wat 'n skoon gewete het, eerste klip gooi. Dan loop hulle almal weg. Almal weg. En dan kyk Jesus op en sê, maar waar is die mense? Toe sê sy, nee, Here, hulle, die een het my veroordeel nie, hulle is weg. En dan sê Jesus, ek veroordeel jou ook nie. Maar, gaan en moenie aanhou met die verkeerde lewe wat jy lei nie. Ek moedig jou aan. Ek stel jou in staat om beter te lewe. Vriende, weet jy, dis waarvoor ek daar is. Dis waarvoor jy daar is. Om mense aan te moedig, om hulle koppe op te tel, om nuwe moontlikhede te ontdek, ook binne hulle self. Wat is die eerste A van die liefde nou weer? Aanvaarding. Die tweede A? Agting. Die derde A, waaroor dit nou gaan, is aanmoediging. Kom ons word aanmoedigende mense. En dan is daar 'n vierde A. En die vierde A se naam is aksie. Ons die eerste 3 is almal gesindhede, maar nou kom ons by die daad. En dis aksie. Liefde is nie 'n ding wat jy sê nie, liefde is wat jy doen. Liefde is wat jy doen. As 2 tekste wat ek aan dink. Die Here sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. En die wil van my Vader is die liefde. As jy dit doen. En daarmee verdien jy nie die koninkryk nie, is omdat jy hemel toe gaan. Omdat jy aan God behoort, gaan jy 'n lewe van liefde lei. Dit het ons in 1 Johannes hoofstuk 4 gelees. Hier staan, liefde is wat jy doen.
nie elkeen wat vir my sê nie. En dan in die bergpredikasie, in Matteus 7 vers 12 staan daar, alles wat julle wil hê die mense moet aan julle doen, moet julle aan hulle doen. Want dit is waarop het neerkom in die Bybel. Liefde is 'n daad. Jesus het nie maar net gesê, ag die arme ou sondaartjies, ek kry hulle so jammer nie. Hy het iets daaraan gedoen. Al het dit sy lewe gekos. Want jy moet verstaan, aksie vra baie keer 'n prys. Daadwerklike liefde. Want as ek geld vir iemand moet gee, uit wie se sak kom dit? Uit jou sak. As ek moet tyd spandeer aan iemand anders, wie se tyd? My tyd. Dis die aksie wat Jesus van sy kinders vra. Waar ek wegkyk van myself en sê, die liefde is nie net 'n gesindheid van aanvaarding, van agting en van aanmoediging nie, maar is iets wat ek doen. En ek kry myself so jammer. Ek lieg. Ek is eintlik skaam van myself. As ek by 'n bedelaar langs die pad stop, wie wat ek vir hom doen? Twee goeie goed. Een is ek kry hom jammer. En die tweede ding is ek bid vir hom. Maar as die derde ding wat ek nie doen nie is, ek doen niks daaraan nie. Ons het lang stories oor bedelaars en so. Ek praat nie nou daarvan nie. Ek praat nou net daarvan 'n mens wat my liefde nodig het. Wat doen ek daaraan? Jesus het alles gedoen omdat hy ons lief het. En daarom vra die Here aksie. En die 5de A. Die 5de A se naam is aanraking. Ja, jy's reg. Ek weet daar's die 5 love languages en ek praat nie nou vanoggend daaroor nie. Maar Jesus het ons 'n voorbeeld gegee. Weet jy, ek wil vir jou sê, in Matteus hoofstuk 8, lees ons 'n vreemde ding. Jy weet, melaatsheid in daai tyd was 'n verskriklike siekte. Mense se vingers en whatever het alles afgeval, weggevrot vanweë hierdie siekte. Ons is nie seker presies wat was daai siekte wat ons deesdae melaatsheid noem nie. Maar dit was hoogs aansteeklik. En jy het nie aan 'n melaatse ou geraak nie. Trouwens, hy het buite kan die dorp moes gewoon het. Daar moes nie eens kontak met hom gewees het nie. En hier kom die melaatse ou en hy kom kniel vir hom, vir Jesus. En Jesus vat aan hom. Vat aan hom. Dis die wonderbaarlike ding. Ek kry in Matteus hoofstuk 19 dat Jesus gekonfronteer word met mense, mammies wat hulle kindertjies na Jesus bring. Hulle het net geweet dat hierdie man is ingestel op mense, selfs op kindertjies. En hy tel hulle op sy skoot. Hy raak aan hulle, hy hug hulle, hy druk hulle, hy snoel op hulle voorkop. Ek is seker van hy het dit gedoen. Want die liefde raak aan. Toe ek 'n jong student was, by Tikkies, het ek by 'n ouerhuis moes ek 'n Bybelstudie, biduur, preekie gaan hou. En agterna toe bel die matrone my se sê, Barry, dit was baie mooi, die mense het baie waardering gehad, maar as een klagte wat hulle gehad het. Ek sê, ja Tannie, jy het nie aan hulle geraak nie. Ek het nie geklik in daai stadium, dat vir alle ouer mense het so behoefte om net die simbool dat jy my aanvaar en my raak sien en vir my omgee en vir my lief het, 'n simbool is, jy raak aan my, alles net aan my hand. Dis dit ek deesdae, ek druk almal en ek probeer net binne perke natuurlik vir mense wys dat ek hulle liefhet aanvaar, dat ek hulle agting vir hulle gee, dat ek wil aanmoedig om beter te leef deur aan hulle te raak. Ek wil jou uitdaag, as jy klaar na hierdie boodskap geluister het, om te kyk of jy vandag net jou hand op iemand se skouer kan sit. Net wanneer jy sy hand skud, jou ander hand ook by sal sit. En hom in sy oë sal kyk en sê, hoe gaan dit met jou? Aanraking. Dis die aas van die liefde. Hoeveel punte gaan ek kry? Hoeveel skoor ek in die eksamen van die liefde? Gelukkig is daar nie regtige eksamen nie. Maar die Here daag vanmôre vir my en vir jou uit om hierdie 6 A's van die liefde na te leef en na te streef en te leef soos ons Heiland en kyk
wat gedoen het aan die wêreld om ons. Amen. Hemelvader, dankie dat U vanmôre vir ons uitdaag om ons Here na te volg en 'n lewe van praktiese liefde te lei. Amen. Ek het iets vergeet. Wat het ek vergeet? Ek het net 5 genoem. Wat is die 6de A? Ek weet nie. Dink daaroor. Praat met jou geliefdes rondom middagete daaroor. Dink daaroor, bid daaroor. Wat is die 6de A van die liefde waartoe God ons uitdaag? Die Here seën jou.